Goeiedag luisteraars, dis Johan Willems, ons gesels bietjie oor 'n klompie sake en natuurlik dankie en skade genade vir die ondersteuning. Ja, goeie nuus, weerkundiges is van mening dat ons stadig maar seker in 'n La Nina fase inbeweeg en die potensiaal het vir goeie reën in die eerste deel van die somer en daarna redelik neutraal. So boere is gereed om te plant. Baie boere sê vir as hulle 20 mm reën kry in die somerreënvalgebied, gaan hulle wegspring want hulle is bang dit word te nat later. Dan nog goeie nuus. Tweede kwartaal se ekonomiese groeikoers het verras. Ons is so 0,8%. Ons was die eerste kwartaal 0,1%. Dis heelwat beter as laas jaar se so wat 0% groei. Dit was veral fabriekswese wat sterk gegroei het, ook mynbou en landbou het ook nogal 2,5% gegroei. Natuurlik van die fabriekswese en mynbou het te doen met die feit dat ons nie beerdkrag gehad het nie, so dit is goed. Die probleem is, ten spyte van die effense beter groei, onthou ons wil eintlik hier tussen 3 en 5 persentasiepunte groei, nie 0,8 nie, is dat ons steeds nie genoeg werk skep nie. Daar is werkskepping, maar werkloosheid neem toe, want die aanwas is meer as wat werkgeleenthede wat geskep word. Nou op die oomblik is die amptelike werkloosheidssyfer wat Augustus maand bekendgestel is, 33,5%. Dit is van die mense wat werkloos is. Dus dit sluit die uit wat op 'n werk soek. Dit beteken so 1 uit 3 mense het nie werk nie en die ander as jy die ander bytel is dit amper 45%. Die ander is ouens wat nie meer werk soek nie. En natuurlik die fabrieke maak toe, die motorbedryf skaal af, staalfabrieke in Newcastle maak toe, so werkloosheid is regtig 'n groot issue. Hierteenoor meneer Trump met sy beleid in Amerika terloops, ons sit op 35% werkloosheid. Hulle sit op 4,3% en die ekonomie skep elke kwartaal werk. Meneer Trump druk nou natuurlik baie hard dat rentekoerse nog verlaag moet word en dit lyk of dit gaan gebeur om hulle ekonomiese groei verder te stimuleer. Onthou Amerika is nog steeds die grootste ekonomie in die wêreld. Hulle groeikoers is 3,3%, inflasie 2,7%. Nou vergelyk dit met ons 0,8% groei teenoor hulle 3,3%. Hulle inflasie van 2,7, ons sit so rapsie oor die 3% op die oomblik, maar hulle rentekoers, hulle reservebank is 4,5%. Nou meneer Trump wil dit af en na 4%, dit is heelwat. Dit vergelyk maar sleg met ons waar ons reservebank se rentekoers amper dubbel dit is, maar ons inflasiekoers is redelik in lyn. Nietemin, groot debatte oor rentekoerse in Amerika en hier by ons en die inflasieteiken. Goudprys bly styg, bo kan die $3,600 'n ons. Kreerrande is fliks op pad hier na R70,000, so dit is natuurlik baie goed vir ons goudmyne wat nog oor is. Dan die rand bly wipplank hier so 17,40, 17,70 en die slim ekonome sê ons gaan hier rond beweeg. Olieprys ook stabiel, so by $66 'n vat, 67 en die olieuitvoerlande of op Engels soos ons praat van OPEC het besluit hulle gaan hulle produksie effens verhoog. Intussen loop Rusland deur. Interessant, Oekraïne fokus nou op Rusland se olie-infrastruktuur. Onthou Rusland verdien baie geld uit olie en gas uitvoere en hulle beweer dat Rusland het 20% van sy olie-infrastruktuur verloor, wat natuurlik lank allerlei implikasies het vir vorentoe. Dan lees ek nou 'n dag dat noord van ons is daar 2 lande wat in die proses is om olieraffinaderye te bou, om hulle eie brandstof te voorsien en olie te verwerk. Nou dit is natuurlik die teenkant van wat hier by ons gebeur. Dan iets oor water. Ethiopië, wat die tweede grootste bevolking in Afrika het, naas Nigerië, so 122 miljoen mense, het na 14 jaar 'n groot dam in die Nylrivier geopen hierdie week. Dis 'n dam wat so 5100 megawatt elektriese krag opwek. Hulle is baie trots daarop. Dit gaan vir hulle baie krag voorsien vir hulle bure in die streek, in die platteland. Dit gaan hulle vir nywerhede stimuleer en natuurlik besproeiing ook. So hulle is baie opgewonde, maar hulle bure, Sudan en Egipte wat onder die dam lê, is glad nie opgewonde nie. En daar was al stories van regtig ernstige politieke konflik daaroor en is nog steeds aan die gang, want hulle is bang, Egipte is bang dat Ethiopië die watervloei van die Nylrivier gaan beïnvloed. So water bly maar 'n issue. Hier by ons, die tweede deel van die Lesotho waterprojek is stadig maar besig om te vorder. Die 2 ander nuwe groot opgaardam, die Mohale dam,
gaan in 728 voltooi wees en daar's ook 'n nuwe tonnel wat water herlei deur die bestaande kanale terug na Gauteng toe, deur hier by Clarence uitkom en dit gaan klomp nuwe krag opwerk. Hulle praat van nog kragopwekking so 500 gigawatt per jaar wat Lesotho gaan opwerk. Nou die hoeveelheid water, luister gou hierna, wat na Gauteng oorgedra gaan word, verhoog van 780 miljoen kubieke meter na 1,3 miljard kubieke meter water per jaar. Wat nou na Gauteng toe gaan en dis natuurlik krities vir Gauteng. Gauteng se eie waterinfrastruktuur is natuurlik 'n ander debat. Ek dink die bekommernis is, daar word baie groot hoeveelhede water uit die poollope van die Oranje rivier onttrek, wat na Gauteng herlei word en natuurlik dit beteken die Oranje rivier, die benede Oranje rivier het minder water tot sy beskikking. Hulle sê dit gaan nie invloed hê nie, maar ek dink die debat hier by ons is ook water vir landbou en water vir mense. So kom ons vat 'n advertensiebreek, dan kom ons terug en gesels oor die markte. Planttyd is so byna hier en so ook die geleentheid vir 'n nuwe oes. By Skadegenade kan jy jou oesversekeringskotasies reeds nou in plek kry om druk in die planttyd te verlig en gemoedsrus te hê. Het jy 'n inkomstewaarborgproduk of net haaldekking nodig? Kom praat dan met jou Skadegenade agent. Ons kan vir jou 'n verskeidenheid oesversekeringsprodukte aanbied om by jou risikobestuursplan aan te pas, of jou help om 'n veiligheidsnet vir jou besigheid te skep deur middel van 'n versekeringsstruktuur. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ja, ons het laasweek gepraat oor die Zimbabwe mieliemark, waar die regering sê die oes is 2,3 miljoen ton, hulle verbruik 2 miljoen ton en daarom het hulle verbod op invoere van Suid-Afrika geplaas van 1 Junie af. Die private handelaars sê egter dit is nie waar nie. Hulle gaan 1 miljoen ton moet invoer en die groot vraag is natuurlik wanneer gaan die grens oopmaak na hulle toe. Daar was gerugte 3 September oopgemaak het, maar lyk my dit het nie gebeur nie. Dit wat met die prys so hop laat gee. Dan Zambië in die nuus, onthou Zambië is ons buurlande, alles deel van die mieliemark in die streek. Zambië het 'n nuwe rekord oes van 4,4 miljoen ton hoofsaaklik wit mielies, maar hulle het 'n Food Reserve Agency, soort van wat besig is om die mielies op te koop teen hoër pryse as die heersende markprys. So hulle stoor dit en die idee is dat hulle wil so 1,6 miljoen ton van die 4,4 miljoen ton opkoop teen hoër pryse as die markprys en hulle wil dit dan stoor. So dis nou goed vir die boere op die oomblik, maar onthou om mielies te stoor kos geld. So dit is goed vir hulle boere. Die dilemma is volgende jaar is 'n verkiesingsjaar en die gesprekke daar van die private handelaars is dat die regering hierdie mielies so ruk voor die verkiesing in die mark gaan sit. Laer is die heersende markprys en meelenaars gaan dwing om mieliemeel goedkoper te verkoop. So dit is maar kosmanipulasie voor verkiesings en dit is nie nuut nie. Kos natuurlik 'n klomp geld uit die staatskas om so 'n voedselreserve te bestuur, maar dit verwring die mark. Hier was so 'n jaar of 3 terug ook oproepe daarvoor in Suid-Afrika. Die ander dilemma met die beleid is dat boere wat mielies stoor word dan in die voet geskiet. Want as jy dan nou gestoor het vir wat die sogenaamde skaarstyd, wintermaande, droogtyd, dan sit die staat hierdie goedkoop mielies in die mark en dit lei tot verliese. Dit ontmoedig die stoor van mielies. Ons het dit ook in Malawi gesien, daarom werk hulle maar met wat in die mark is, want as die stoor kom die staat teen jou in Malawi het ons gesien, dat die regering voedselhulp 'n deel van die jaar in die mark sit teen heel wat goedkoper pryse as die binnelandse prys en die ouens wat mielies gestoor het is weer in die moeilikheid. Die resultaat daarvan is dis baie moeilik om mielies te stoor dan vir intensiewe veebedrywe. So hulle skiet hulle self in die voet. Hier by ons mieliemark, Vrydag 12 September is 'n belangrike datum, hou maar julle oë oop. Dan wag ons 'n verdere Amerikaanse departement landbou skattings. Onthou daar's 425 miljoen ton oes op die lande min of meer en hulle is besig om te stroop. So Chicago so effens opgewip, maar beweeg meestal maar sywaarts met die baie groot oes. Hier by ons het die pryse die laaste week of 2 redelik gedaal. Ek dink ons is naby die onderpunt. Witmielies is nou rondom R4.000 'n ton wat dit wipplank. Onthou ons het laas jaar by R7.000 gaan draai.
Witmielie 2 pryse, dis goedkoper tans as geelmielie, so op die 3500. So dit gaan in die geel veevoermark in. En die geelmielie-prys hang hier rondom 3600, 3700 rand per ton rond. So ja, dit is baie goedkoper nou vir die veebedrywe en die intensiewe veeboere is baie bly hieroor. Sojabone, Amerika pryse redelik sywaarts, nie iets snaaks daar aan die gang nie. Hulle sal ook seker oor 'n week of 2 begin soja stroop, maar onthou die groot oestes in Brasilië, wat soos ons is redelik klaar gestroop het. Sojaboonpryse dan ook sywaarts hier by ons, so 7300 rand per ton, bietjie op en af. Maar wat belangrik, ons is eintlik by uitvoerprys. En vir die res van die jaar lê die pryse hier rond en ons verwag ons gaan so 400-500 000 ton sojabone uitvoer. Dan sonneblompryse, 10.500 rand per ton. Dit is regtig nie te versmaai as jy 'n produsent is nie. Dit word gedryf deur palmoliepryse in die wêreld wat baie duur is. Onthou ons is 'n invoerder van planteolie. En hierdie pryse lê deur na Maart volgende jaar van 10.000 rand per ton. So ek dink dit gaan 'n stimulus gee vir sonneblomaanplantings. Ons het laasweek gepraat oor die koringoes en die winteroesskattings. Daar is wel skade besig om te gebeur in die canola-oes. En veral ook in die Suid-Kaap, dit reën nie, dit sukkel die prys net so, hy ploeter rondom 6.000 rand per ton vir Desember, wat natuurlik glad nie goed is nie. En ons wag nog steeds rondom die koringtarief, wat alweer moes verhoog geword het, wat sloer. So dit bly maar 'n ongemaklike situasie vir daardie boere. En ek sien daar in die Wes-Kaap, by Nampo, Kaap het hulle ook debatte hieroor. Dan aardappelpryse ook onder groot druk. Onder die 40 rand per 10 kg sakkie. Die markvolume is baie goed, so die pryse baie laag onder produksiekoste vir boere. So verbruikers benut die voordeel. Dan veemarkte, weer dankie vir die boere wat pryse deurgee. Pack and Close het nou verder versprei in die Vrystaat hierdie week. En ek sien die Wêrelddieregesondheidsorganisasie begin nou praat oor verpligte inentings van alle hoenders in die wêreld teen voëlgriep. Die volgende stap is natuurlik dat dit gaan oor Pack and Close. Maar hier by ons is dit tog 'n groot gesukkel om dit te bestuur en onder beheer te kry. Slagtings is nog steeds laag, klas A beespryspryse hier by 74-75 rand per kilogram beweeg sywaarts. Ou koeipryse klas C hier by 62 rand per kilogram ook sywaarts. En ons verwag hulle gaan almal sywaarts beweeg. Dit hang natuurlik af wat met Pack and Close gaan gebeur. Speenkalfpryse effens swakker hier by tussen 6 en 38 rand per kilogram, dit hang af van die streek af. Dan lamvleis bly vir die boere goue ster, as ek dit so kan sê. So 'n bietjie gesak, 2 na 3 rand per kilogram gesak, rondom 105 rand. Graad C, dis nou ou oeye hier in die orde van 80 rand per kilogram. En dan uitvoere is ook nog baie goed. Ons verdien so 1,5 miljard per jaar daarmee en dit groei steeds. En op die YouTube kanaal het ons vir julle 2 grafiekies wat wys hoe die pryse verloop en ons verwag dit gaan nog hoog bly. Dan varkvleispryse ook stadig op pad hoër, na 36-38 rand per kilogram. Hoendervleis stabiel op 35 rand per kilogram. Terwyl eierproduksie skerp aan die toeneem is, omtrent 20% meer as laas jaar, en dit druk die pryse af hier na 20-21 rand per dosyn. Dis die nuus vir die week. Groete van Johan Willemse.